verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Baie hartelike goeie naand op hierdie Sondag. Dis Sondag aand, dis 8uur, dis kruiskyk, dis ek en jy. En baie dankie dat jy ingeskakel het. Mag die Here vir jou seën en mag jy ook vanaand met hierdie uitsending 'n groot seën uit die hand van die Here ontvang. Dis tog waaroor dit gaan, is dat ons probeer elke dag, wanneer dit kom by heiligmaking, Bybel sê dat sonder heiligmaking sal ons die koninkryk van God nie kan beerwe nie. So ons probeer maar ons stukkie bydring en ook deel met julle wat inskakel met hierdie kruiskyk uitsending. Wat 'n voorreg is dit om dit te kan doen. En my gebed is dit dat jy dan vanaand hierdie boodskap sal neem sodat dit jou kan verryk. En ek is pastoor Rolf Kelvin, as jy nog hierdie tyd nog nie weet nie, dan weet jy dit nou, van the Light Ministries hier so in KZN Newcastle. En ons is elke Sondag aand 8uur, en dan wil ek net noem, ons het elke dag van die week, Maandag tot Vrydag, het ons voice clips, stemboodskappe, op WhatsApp wat ons uitstuur elke oggend van so omtrent so 6:15 vir so 20 minute. As jy dit wil ontvang, my nommer is daar hierdie boodskap op die skerm. En dan natuurlijk my vrou se Vrydagoggende, Daughters of the King. As jy daai stemboodskappe wil ontvang, kan jy net laat weet. Ons het baie kruiskyk kykers wat Sondag vir Sondag laat weet hulle wil ook op daai groep wees. Ons nooi jou om deel te wees van dit. Nou ek lees vir jou hier 'n paar verse uit Openbaring hoofstuk 4. Paulus, hoor my skies tog, Johannes wat hy skryf, Johannes die geliefde apostel. Na hierdie ding het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat ek soos 'n pasyn met my hoor spreek het gesê, kom op hierheen en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees. Onthou nou, Johannes word nou weggeruk in die hemel in. Vlees kan nie in die hemel ingaan nie. En dadelik was ek in die gees en kyk, daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon. En hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen van jaspis en sardius, en rondom die troon 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos smarag. En rondom die troon was daar 24 trone. En op die trone het ek 24 ouderlinge sien sit, 'n tipe van die kerk, né? Bekleed met wit klere, en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan. En die 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal. En in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens vol oë van voor en van agter. En dan die volgende paar verse beskryf hy hierdie wesens. En dan vers 9, elke keer as 'n lewende wese die heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom, wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle trone voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid, die eer, die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Nou, ek wil net so 'n bietjie met die gesels oor hierdie gebeurtenis wat baie binnekort gaan plaasvind. Openbaring 4, die term wat Johannes gebruik, wat
deur te sê na hierdie dinge. Moet jy verstaan, moet jy hoofstuk 2 en hoofstuk 3 lees. Dit is die 7 briewe aan die 7 gemeentes, 'n tipe van die kerk, wat of deur Paulus of direk of Paulus was betrokke by die planting en die stigting van hierdie kerke en hierdie 7 gemeentes. Nou, dit is belangrik om dit te verstaan. Ek wil nou nie daarin gaan vanaand, ek wil 'n bietjie met jou praat oor hierdie gebeurtenis en beskrywing in Openbaring 4, daar waar hy begin deur te sê, en na hierdie dinge het ek gesien, na watter dinge? Na die tydsdispensasie van die kerk. Nooit weer van hoofstuk 4 tot 22 hoor jy dat hy praat oor die kerk, met die kerk, nooit weer nie. Hoekom? Dis nie nodig nie. Kerk is nie meer daar nie. Na hierdie dinge. Nou, die enkele, ek dink, daar is nie 'n beskrywing in die hele Bybel oor, buite nou natuurlik, hier by Openbaring in die einde waar hy praat van die 12 poortingange en. Maar hier, as jy wil weet wat die atmosfeer in die hemel gaan wees, met weerligte, 4 fakkels, stemme, donderslae, vanweë die heerlikheid van God, is dit Openbaring hoofstuk 4, die 11 verse. Hierdie hoofstuk bestaan slegs uit 11 verse, 'n baie duidelike bevestiging dat die bloedgewaste kinders van die Here, dit is die eerste ding wat ek en jy gaan sien. Nou ek wil hê dat julle dit moet verstaan, want dit is baie, baie belangrik. Ek het nou so onlangs, Sondag of 2 terug, het ek by ons bedien oor die verruklikheid van die verdwyning. Nou hierdie verdwyning waarvan ek gepraat het, is harpazo. Die Griekse woord is harpazo. En daardie woord beteken to snatch, to seize, to catch up, and to take by force. Nou Johannes 14, is dit eintlik half amper 'n antiklimaks. Johannes 14 sê, laat julle harte nie ontstel word, die glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader was daar baie wonings. Nou, om dit te verstaan, moet ek gou 1 Korintiërs 15 vir jou lees, daar vanaf vers 51. Paulus wat skryf. Hy sê, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, daar sê, rapture, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste passein, want die passein sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons, wat nou nie dood is, wat dalk nou die Here kan ons nou kom, sal verander word, want hierdie verganklike moet met die onverganklike beklee word. En hierdie sterflike moet met die onsterflike beklee word. En wanneer hierdie verganklike met die onverganklike beklee is, en hierdie sterflike met die onsterflike beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskryf is, dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? En doderyk, waar is jou oorwinning? Nou hier is 'n mond vol. Jesus sê, dit is amper 'n antiklimaks vir die disippels. Hy was 33 jaar op hierdie aarde. Net voordat hy gaan, sê hy vir hulle, laat julle harte nie ontstel word, die glo in God, glo in my, in die huis van my Vader is daar baie wonings. Dis die nuwe hemel en die nuwe aarde, né? Hy sê, ek gaan om vir julle plek te berei. As ek gegaan het, kom ek weer om julle te neem, dat julle kan wees waar ek is. Nou, dit is hoekom ek Openbaring 4 gelees het. Daai wat Jesus beloof het, daai is Openbaring 4. Dit gebeur vinnig, in die hemel, in die huis van my Vader, is daar baie wonings. En die Griekse woord, ek sê weer, vir hierdie gebeurtenis is harpazo, wat beteken to snatch away, to seize, to catch up, and to take by force. Nou, ek wil dit nou vir julle sê, dat
Hoe kostbaar is het? Jimmy Swaggart sing 'n lied met die stilspeel op die kruisiging. Hy sê dat he could have called 10,000 angels. Toe 600 soldate hom arresteer, toe hulle sy baard uitpluk, toe hulle hom gesel, toe hulle hom vasnaal aan die kruis. He could have called 10,000 angels. Daar was meer as dit, maar hy kon 10,000 engele geroep het, but he died alone. Hoekom? Soos die uurglas sy sand verloor, wil ek vandag vir jou sê, is die tyd besig. Nou, ek wil amper nou sê, sover, ons moet nie bekommerd wees by die tyd wat verby is nie. Ons moet eerder let op die oomblikke wat ons nog beskikbaar het, wat ons nog het om te lewe en om jou saak reg te maak. Nou, ek wil 'n ding baie blaatant en baie reguit sê vanaand. En dit maak nie saak die opinies van predikers nie. Dit maak nie saak hoeveel Bybels hulle gaan herskryf nie. Een ding weet ek, haar pasu is op pad. Haar pasu is hier. En jy moet en ek moet in die gees wees wanneer die verganklike met die onverganklike oorklee gaan word. Luister, dit gaan so vinnig gebeur, dit gaan vinniger gebeur, as wat jy jou oë kan knik. Daar die transformasie van die tydelike waar ons nou is, tot in die ewige. Nou, hoekom ek hierdie dinge sê? Is baie belangrik. Jy weet, ek vat altyd hier na die eiland van Gadara, waar Jesus bykans 6,000 demone beveel om in die varke in te gaan. Nou, hier is baie interessant en baie so ironies, dat ek het by ons genoem nou so 'n paar sondae terug, is dat die duiwel, die demone wat in daardie man was, hulle wou nie eers hel toe gaan nie. Hulle wou nie waterlose plekke toe gaan. Hulle wou nie. Hulle sê, stuur ons in die varke in, want jy sien, hulle het gedink dat as Jesus hulle uitdryf, wat hy in elk geval gedoen het, en hulle in die varke ingaan, dan kan hulle nog bly in die gebied, want demone is gebiedsgebonde, hulle wil daar wees. Maar Jesus jaag hulle in die varke in, en hy jaag die varke in die see in. Hoekom sê ek hierdie goed? Die vyand, en ek het nou by, ook so 2 weke terug, of 'n week wat terug, het ek by 'n voice clip gesê, dat daar is iets wat ek en jy het, wat die vyand begeer. Hy kan het nooit kry nie, al verloor ek en jy dit, al maak ek en jy nie die hemel nie, hy gaan nie in my en jou se plek hemel toe gaan nie. Ek praat hierdie ding en ek wil hê hierdie moet insink vanaand, by jou wat kyk. Luister julle ouens, harpasu is op pad, dit gaan gebeur. The rapture is going to take place in a twinkling of an eye. En die verganklikheid moet met die onverganklikheid oorklee word. Jesus kom verslaan demone. Hulle wil nie eers hel toe gaan nie. Maar daar is niks wat hulle kan doen om dit te verander nie. Maar hier is 'n verskriklike wapen. Man, as die Here jou verlos het van rook en van drank en van horeer en van pornografie en al die goeders. Ja, miskien sal die vyand weer probeer om jou weer daar te kry. Maar as hy sien, want wat die Bybel sê, as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Wat is dit wat die vyand, een van die, ek wil sê die magtigste wapen wat die vyand in sy arsenaal het, en hy is suksesvol, is om die kerk besig te hou, om die kinders van die Here besig te hou. En baie kerke is so besig met programme. Ons is, laat ek maar sê ons is partykeer so besig met goeders. En ons dink omdat ons besig is met goeders, ek praat op pastore, julle moet nou luister, sometimes ons is so besig met die dinge van die Here, maar nie met die Here van die dinge nie, en die vyand kom en hy hou die kerk besig met die selfoon, hy hou die kerk besig met programme. Ek dink, en ek gaan dit nou sommer nou maar net noem, ek dink as die kinders van die Here dieselfde tyd met die woord kan spandeer,
as wat hulle spandeer op hulle selfone. As ons kan bid, die helfte wat ons tyd spandeer op ons foon, gaan daar herlewing wees. Nou, daar was 'n baie bekende prediker, baie bekend in 'n baie opsigte, baie nie bemin nie, was Leonard Ravenhill. Ek dink hy is hier in die laat 90's, is hy al oorlede. Nou, hy het dinge geprofeteer, wat gaan gebeur in hierdie tyd, en dat ek het gou dit sê, julle PPK mense wat nou kyk, sal weet van wie ek praat. Baie jare terug was daar 'n pastoor Jannie Cornelius, en hy het in die vroeë 90's, het pastoor Jannie Cornelius geprofeteer. Ek kan dit of het by 'n konferensie was, en of het was by 'n pastorale vergadering. Toe sê hy, in die jaar 2000, gaan dit manne van staal kos, om staande te kan bly in die bediening. Ravenhill. En ek gaan 'n paar dinge noem, wat hy geprofeteer het, en gepreek het gaan gebeur. En glo my, baie van dit is nou natuurlik Engels, maar verdra my. Hoor wat sê hy? Hy praat van hierdie tyd. Hy sê, the church will lose their tears, their urgency, and their agony. The church will have more motion than devotion. Onthou, ek het 'n ongelukkige tyd, ek het by my op elke ene uitgebrei, want dit is wat gebeur vandag. They will be loud on stage, but silent in prayer. God is going to pull back the curtain and expose everything that is fake. En ek wil vertel, God is besig om dit te doen, hoor. In die kerk vandag, dis wat hy gesê het, ek het hierdie vertel, is daar al hoe meer skandale, morele mislukkings, geestelike droogheid, rookskerms, en geen heilige gees vuur nie. Die kerk het haar autoriteit en haar stem verloor, omdat sy haar trane verloor het. Before revival comes, cleansing comes. God will expose false fire, false holiness, and false repentance. Onthou julle nog die bekerings, waar hulle nog met trane by die boedelingsbanke voor God geween het, en spyt was oor die verkeerd wat hulle gedoen het. God soek mense, wie meer sal ween as perform, wie God meer sal soek as opinies. A generation defined not by talent, but by holiness, not by gifts, but by groaning. If you want heaven, you must want God more than sleep, comfort, entertainment, opinions, or applause. The greatest tragedy is a sick church in a dying world. Die enigste hoop vir 'n slapende kerk is herlewing, en herlewing wat 'n lou kerk 'n vuurvreter maak, 'n gewone kerkgangers, nation shakers. Dag van laat nagte voor die televisie lê en van die een kanaal spring na die volgende kanaal op soek om daai last te voed. Gaan jou hierdie harpasu, waaroor ek gepraat het, hierdie verruklike verdwyning, gaan jy mis. Die hemel is vir hulle, wie bereid is om op te breek voor hom, bid tot die hemel neerbuig, en die hel bewe. Dit is die remnant wie God aan die brand gaan steek, wie sal volg, terwyl ander vlug. Hoekom sê ek hierdie goed? Julle ouens, hoor wat pastoor Gelwin vanaand op hierdie kruiskyk uitsending sê, opinies gaan ons nie in die hemel kry nie. Ons sal weer die Here moet soek, en dien in gees en in waarheid. Here, ek kom vanaand na u toe, in die naam voor wie elke knie sal buig, en elke tong sal bely. Here, ons het u verskriklik nodig, ons besef het nie aldag nie. Ek kom vanaand na u toe vra, Here, dat die een van hierdie kykers, wie vanaand na hierdie uitsending kyk, die hemel sal misloop nie.
Vader, ons sal moet ernstig wees, ons sal moet vas, ons sal moet bid, ons sal moet heilig maak en leef. Here, ons sal hierdie woord, Here, moet eet, soos wat vir Esegiel gesê het, maak jou mond wyd oop, dat ek dit kan vul. En toe het met Johannes in Openbaring, Here, waar hy die boekrol, die woord moes eet, en dit was soet in sy mond, en bitter in sy maag. Here, ons moet ophou, om fancy goed te preek, om mense te behou. En Here, ons sal moet heilig wees, heilig maak en leef, Here, sodat ons kan deel wees van hierdie jaar Paso, wat binnekort gaan plaasvind. Ek bid, Vader, in die naam van Jesus, dat hierdie woord, hierdie gedagte, die naprediker sal wees, in Jesus naam. Amen. Mense, baie dankie dat julle ingeskakel het. Mag die Here julle seën, en julle ouers, hierdie goed is ernstig. Ons doel is dat mense, ekskuus tog, die hemel sal maak, dat jy kan deel wees van 1 Korintiërs 15, waar jou verganklike met die onverganklike oorkleed sal word, en jou sterflike met die onsterflike, om vir ewig saam met hom in die hemel te wees. Ons praat weer volgende Sondag. Die Here seën vir julle, totsiens.